Goed, kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir hierdie wonderlike dag en vir hierdie geleentheid dat ons weer hier in U huis by mekaar kan kom. En Here, ons dankie dat ons ook in hierdie laaste maand van die jaar kan wees, in die Kerstyd. En Here, ons dankie dat U ons deur nog 'n jaar behoed en bewaar het en gedra het, en dat ons weer hier aan die einde van die jaar, in die laaste maand kan wees. Here, hier waar ons in die laaste maand van die jaar ook in die besonder terugdink aan die geboorte van ons Here Jesus Christus, wil ons ook vra dat U vir ons sal seën en sal behoed en bewaar, en dat U ons opnuut weer sal dankbaar maak. Here, gee dat ons sal besef hoe klein, swak, nietig en sondig ons is, en hoe groot en almagtig U is, dat U werklik die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, dat U ons so lief gehad het, ons so lief het, dat U ook 'n bemoeienis met ons gemaak het deur U Seun vir ons te stuur, Jesus Christus, wat ons grootste geskenk is, en dat U ook steeds vir ons behoed en bewaar en vir ons seën. En Here, daarom vra ons opnuut weer, gee dat ons nou sal luister wat U vir ons wil sê, sodat ons ook dit wat ons hoor in ons lewens kan gaan uitleef, in antwoord en in dankbaarheid op die groot liefde en genade vir ons. En daarom vra ons, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, vanmôre wil ek dit so 'n bietjie anderster doen. Ek gaan laat ons hom so vers vir vers deurlees. Maar ek wil eers begin, en ek wil sê, ons sê vir mekaar, ons is hier aan die einde van die jaar, ons is deur nog 'n jaar, en wanneer mens terugkyk, dan besef 'n mens dat daar is groot genade hoe die Here mens tot hier gebring het. Partykeer het ons nie geweet hoe ons hier gaan uitkom nie, maar ons is tog hier. En in ons lewens en in die wêreld waarin ons leef, is daar baie goed wat gebeur. Daar's goeie goed en daar's ook slegte goeders. En daar's dinge wat nie lekker is nie, en die wêreld is nie altyd 'n lekker plek nie. Dit is die realiteit van die dag. Die Kerstyd is 'n spesiale tyd, want dit laat ons weer opnuut dink aan God se liefde vir ons, en die liefde wat hy vir ons ook gegee het deur vir ons vir Jesus Christus te stuur. Maar aan die ander kant daarvan moet ons ook eerlik wees met mekaar, en ons moet vir mekaar sê, soms is die Kerstyd nie vir almal 'n lekker tyd nie, want almal het dalk nie vriende en familie wat by hulle kan wees nie. Ons het dalk siektes, ons het dalk moeilike omstandighede, en juist vir daardie rede is die Kerstyd dalk 'n moeiliker tyd as ander tye, of as die tyd van die res van die jaar wat ons deurgaan. So die punt is maar eintlik, die Kerstyd is nie 'n maklike tyd nie. En die wêreld is nie 'n maklike plek op hierdie oomblik nie. Maar die wonderlike is dat ons dan juis aan die Kersboodskap kan vashou wat vir ons sê dat God is 'n God van liefde, en hy het vir ons so lief gehad, soos wat Johannes 3 vers 16 sê, dat hy sy eniggebore seun vir ons gestuur het, om ons te kom verlos van die omstandighede van hierdie wêreld ook. Want maak nie saak wat gebeur nie, as ons hoop in Christus is, en dis uiteindelik waaroor dit gaan, dan kan die moeilike omstandighede maar daar wees, dan kan dit maar wees soos wat Psalm 23 beskryf, dan kan ons maar deur die dal van doodskade weer gaan, want ons weet juis, ons is nie net in die dal nie, maar ons goeie herder lei ons daar deur. En ek dink in moeilike tye, soos wat ons onsself in bevind, is dit dalk 'n goeie ding, dat ons mekaar weer herinner, dat uiteindelik God is vir elkeen van ons lief, en dat ons weer sal onthou hoe lief hy vir ons werklik is. En dit is wat ek in hierdie Kersreeks wat ek hier oor Desember nou wil doen, totdat ons uiteindelik gaan arriveer by Kersfees self ook, wat ek wil hê ons moet na kyk, so stelselmatig deur die Bybel. So, ek wil begin, ons gaan dit natuurlik in groot spronge en stappe doen, maar ek wil begin by Genesis 3, en ons gaan vanmôre daar saam lees, so vers vir vers, en dan gaan ek dit verduidelik soos wat ons aangaan. En die vraag wat ek maar net wil hê ons moet vra, is miskien as ons in hierdie wêreld waar ons onsself bevind,
Miskien vra ons baie keer vir mekaar die vraag, is dit werklik nog so dat God vir my lief is? En ons gaan die antwoorde hier kry soos wat ons lees. So kom ons begin lees daarin in vers 1. So ons lees in Genesis 3 van vers 1 af. Die opskrif natuurlik sê die sondeval en die eerste belofte, of die mens val in die sonde en die moederbelofte sê van die ander Bybels ook. So ons lees van vers 1 af. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. So hy kom eers met 'n algemene vraag. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. So ek wil hê wat mens moet sien hier, dit is baie keer hoe die duiwel ook werk. Dis nie hy wat die antwoord gee nie, hy laat vir Eva self die antwoord hier gee. So hy vra vir haar, het God gesê algemeen, so hy sê eintlik 'n leuen en sy antwoord hom met die waarheid. Maar nou sien ons wat sê vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Nou hier wil ek 2 dinge uitlig. Die eerste ding hier is baie mense sê, maar Adam en Eva het nie gesterf nie. Nee, hulle het gesterf, hulle is op die ou ende dood. As hulle nie van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het nie, sou hulle nooit dood gegaan het as mense op aarde nie. Hulle het gesterf, so die slang het gelieg. Hierdie was 'n leuen gewees. En dit is baie keer hoe die duiwel ook werk. Hy lieg vir ons, maar dan speel hy uiteindelik op onsself gesentreerdheid. En dit is die ding wat hy hier vir hulle voorhou. Hy sê vir hulle, maar julle oë sal oopgaan sodat julle soos God kan wees. So julle kan self gode word. Dis eintlik wat hy hier vir hulle sê. En dan lees ons in vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. En dan lees ons in vers 9, en hier kry ons eerste antwoord op hierdie vraag van ons. Is God werklik lief vir ons? Vers 9 sê, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou ek wil eers hier stil staan, soos ek sê, dit is ons eerste punt. Nou die feit van die saak is hier, ons is soos Adam en Eva. Ek maak altyd die vergelyking en ek sê, as Adam en Eva 'n maand lank in die tuin was of in die paradys was, voor hulle daai vrug gepluk het, sou ons onmiddellik so intoe gehardloop het. Hulle was nog sonder sonde. Ons word soos Dawid in Psalm 51 vir ons beskryf, in sonde ontvang en gebore. So, maar die punt is uiteindelik dat ons is sondig, maar God kom na ons toe. God is die een wat na ons roep. God het nie nodig om na ons te roep nie. Hy het ons nie nodig nie, hy kry niks van ons af nie, maar dit gaan alles oor liefde. God is lief vir ons, hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie, en daarom roep hy na ons toe. En vandag is dit nog steeds so. God roep nog steeds na ons, en in die besonder ook op 2 maniere, en dit is natuurlik deur die evangelie, deur die Bybel wat tot ons roep, die waarheid daarvan, hoe meer opgrawings gedoen word, hoe meer wiskundige berekenings gedoen word, hoe meer wetenskaplike dinge bewys word, hoe meer sien hulle dat alles in die argeologie, alles in die wiskunde, alles in die wetenskap, alles wil ek amper sê, wys net meer en meer vir ons, God bestaan, God is 'n werklikheid, God roep na ons op alle maniere.
in die wêreld waarin ons leef, wanneer ons na die natuur kyk, die algemene openbaring. God roep deur die natuur na ons en hy sê vir ons, hier is ek bestaan, glo in my. Maar soos ek sê, in sy besonderse openbaring deur die evangelie, roep God na ons toe. Maar dan ook in die besonder deur die Heilige Gees, omdat Jesus vir ons gesterf het en vir ons oorwin het, sodat ons nie die ewige dood sal sterf nie. Daarom, omdat hy die doodheid opgestaan het op die derde dag, kon hy opvaar na die hemel toe en kon hy die Heilige Gees uitstuur wat in ons harte kom woon. En die Heilige Gees werk ook daar die roeping in ons harte. En daarom is dit die Here wat voortdurend ook, die Heilige Gees is daai stemmetjie, ons gewete, wat heeltyd ook vir ons sê, moenie sonde doen nie. Dit wat ons nou doen is verkeerd, maar wat ons heeltyd ook oortuig, hy is die getroue getuie. Jesus Christus het vir ons kom sterf, hy het vir ons oorwin, en dit is vir ons die bewyse, God is lief vir ons, en dit is die wonderlike, ons hoef nie te twyfel daaraan nie, die antwoorde is alom ons aan mekaar, met elke asemteug, ons het al dit baie van mekaar gesê, as ons asemhaal, daardie in en uit asem, is daai Hebreëse Jahwe, daai Jahwe, die in en uit asem, daai aksie, en alles wat ons doen in ons DNA, en alles is God ingeskrywe, hy bestaan, hy is lief vir ons, hy het ons gemaak, hy is ons skepper, en hy sal ons deur alles dra. Dan lees ons verder, ons het nou hier in vers 9 gelees, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy, dis nou die mens antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, dis nou God, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Nou ek wil net hier sê, dis nie dat God dit nie weet nie, God weet dit, maar hy vra hierdie vraag uiteindelik terwille van die mens. Nou ons kan hier weer op God se liefde wys, dis nie 'n volgende punt wat ek wil uitwys nie, maar ons sien dit telkens in die Bybel, dat veral in die Ou Testament, wanneer mense nie handel soos wat God wil hê hulle moet handel nie, ons dink dat byvoorbeeld aan Aaron se seuns, wat wanneer hulle aan die ark raak, en hulle mag nie aan die ark raak nie, dan is dit doodeenvoudig, God wil ek amper sê, dat hulle dood neerval. Ons dink in die gevalle by Elia, waar God doodeenvoudig vuur uit die hemel uit laat kom en mense verteer. So daar's geen rede hoekom God dit nie ook hier met Adam en Eva kan doen nie. Daar's geen rede hoekom God dit nie ook met ons as sondige mense kan doen nie. Maar God doen dit nie, want hy's 'n God van liefde. Hy wil ons kans gee om uiteindelik tot bekering te kom en ons sonde uiteindelik voor hom te bely. En dis in 'n sekere sin wat God hier doen. So dit sal die tweede punt wees as ons hier sien, wanneer God hierdie vraag vra in vers 11. So God sê, die mense eerder sê hy in vers 11, en hy sê, nee, dit is God, en hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord in vers 12, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here aan die vrou, so God lei nog weer hier, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en die stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En dan kom ons by ons derde en ons hoofantwoord, en hierdie is ook ons teksvers vir vandag, vers 15. Hierdie staan bekend as die moederbelofte of die eerste belofte. Dan lees ons in vers 15, nou sê God, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So dit gaan hier oor die saad van die vrou, en die saad van die slang uiteindelik. En ja, die saad van die slang sal jou in die hakskeen byt. Die sonde is daar, die moeilike omstandighede, die verleiding van die sonde, die swaar van die sonde, die gevolge van die sonde, dit alles is daar. Die Here Jesus Christus moes uiteindelik aan die kruis sterf, en as hulle hier praat van hy sal jou in die hakskeen byt,
dan dink ek maar tipies daaraan, hy's nie net deur sy hande aan die kruis vasgespijker nie, maar ook deur sy voete. Maar uiteindelik, wat is die wonderlike belofte wat hier vir ons gemaak word? Die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel, sal uiteindelik die duiwel en die sonde oorwin, en uiteindelik as oorwinnaar aan die ander kant staan. Want ja, hy sal jou in die hakskeen byt, maar dit sal jou nie doodmaak nie. Maar jy sal sy kop vermorsel, dit beteken die slang se kop is plat getrap, die slang het uiteindelik nie gewen nie. En dit is uiteindelik die belangrike ding hier. En hierdie is die hoop wat ons uiteindelik ook vandag het. Ons kan weet, deur die Bybel heen, nadat hierdie belofte gemaak word, sien ons dit en ons hoor dit in die verse wat ons hier in die Kerstyd so gereeld hoor, die wortel van Isaai, uit die nageslag van Dawid, uit die profete voorspel, die Here Jesus sal in die volheid van die tyd kom. En dan weet ons in die Nuwe Testament, dan kom hy inderdaad, en hy kom sterf vir ons sondes in die kruis, en hy kom oorwin vir ons die dood, en dan maak hy vir ons die belofte, dat hy sal weerkom om ons te kom haal met die wederkoms. En dit is die hoop waarin ons uiteindelik kan vashou. Wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer dit met ons moeilik gaan, wanneer ons nie verstaan hoekom moeilike omstandighede oor ons pad kom nie, dan kan ons weer onthou, God het ons so lief, dat hierdie belofte wat hy gemaak het reeds waar geword. En ons het die voorreg om aan die ander kant, as Nuwe Testamentiese Christene daarvan te leef. Ons weet, Jesus was reeds op aarde, hy het reeds vir ons sondes aan die kruis gesterf. Hy het reeds vir ons op die derde dag uit die doodheid opgestaan, en so die slawebande, die kettinge van die sonde, van die ewige dood verslaan. Hy het reeds vir ons opgevaar na die hemel toe en sy Heilige Gees uitgestort om in ons harte te kom woon. En nou hou ons aan daardie hoop vas. En ons weet dat as hy al reeds gedoen het wat hy gesê het hy sal doen, dan gaan hy ook nou verder doen. Hy gaan weer kom met die wolk om ons te kom haal, en ons sal eendag by hom in die ewige lewe wees. En dit is soos wat Paulus het beskryf, die swaar kry, as hy dan in Korintiërs praat, die swaar kry wat ons nou beleef, hierdie tydelike verdrukking, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat ons eendag sal oorweeg nie, soos wat hy ook in Romeine 8 sê. En dis die hoop waarin ons uiteindelik vashou, dat ons weet, hy het reeds die slang se kop vermorsel, en hy sal ook finaal oorwin, uiteindelik aan die einde van die tyd, as die oorwinnaar van alle dinge. So dit is die kern. Hoe weet ons dat God ons lief het? Want hy het sy seun vir ons gestuur, en sy seun het reeds vir ons oorwin. Dit is die grootste teken van God se liefde. Ek wil maar weer hier sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So hy het ons so lief, hy het sy seun gestuur, en hy stel ons in staat om in hom te glo, deur sy Heilige Gees, omdat sy seun oorwin het. En dis die wonderlike. En dan lees ons verder in vers 16, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Nou van hier af wil ek sê, dis so half die inleiding nou vir ons 4de punt. Maar wat nou hier gebeur is, ja, God maak hierdie wonderlike belofte, maar dis iets wat ons ook moet besef in hierdie wêreld, en dit is dat, dit is nie net maanskyn en rose nie, maar die sonde het gevolge. Nie net ons sonde het gevolge vir ons eie lewens nie, maar die sondeval wat plaasgevind het hier in Genesis 3, het gevolge vir hierdie wêreld. Omdat die sondeval plaasgevind het, is daar swaar kry, siekte, hartseer en pyn in hierdie wêreld. Bring die wêreld dissels en dorings voort. Maar ook moet ons besef, soos wat ons dit hier sien, net so ook het ons eie sonde gevolge. En dis juist hoekom God ons lei om ons sonde te bely. Nou ons lees dan hier van die gevolge van die sonde. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en aan jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Hier sien ons, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. So hier sien ons nou die gevolge. En vers 19 sê ook, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy,
en tot stof sal jy terugkeer. So hier is nou, die slang het vir hulle gesê, julle sal gewis nie sterwe nie. Die slang het gelieg, hier is wat gebeur, jy is uit stof uitgemaak, jy sal sterf en jy sal tot stof terugkeer. Dis die gevolge van die sonde. En dit is wat uiteindelik ook vir ons gesê word, as ons lees daar in Romeine 6, in vers 23, dan lees ons, want die loon van die sonde is die dood, maar hier is gelukkig die troos, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dan lees ons verder daar van vers 19 af, of van vers 20 af dan, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. En hier kry ons 5de punt vir vanmôre, waar ons uiteindelik sien, hoekom kan ons sê dat God ons liefhet? God het vir die mens klere gemaak. Nou hier is 'n groter prentjie wat uiteindelik hier afspeel. Ons moet nou vra, waar kom hierdie rokke vandaan? Want dit word vir ons hier baie duidelik gesê, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Wat se velle was dit? Dis logies, dis dierevelle. So met ander woorde, wat moes hier gebeur? Weereens, die gevolge van die sonde het gelei dat God is die eerste ene wat van die diere wat hy geskep het, nou moes doodmaak, om vir die mense velle te kan maak. En dit is natuurlik 'n voorafskaduwing, of skaduwing van uiteindelik wat sou gebeur. En dit is uiteindelik dat God uiteindelik die volmaakte offerlam, Jesus Christus sou stuur, wat in die volheid van die tyd aan die kruis vir ons kom sterf. En soos wat hierdie aardse velle van hierdie diere, hierdie offerdiere in 'n sekere sin, hoe hulle vir Adam en Eva bedek het, kom Jesus en met sy bloed kom bedek hy ons. Dit is daai wit kleed van geregtigheid wat hy oor ons kom hang, sodat God nie meer ons skaamte van die sonde uiteindelik sien nie, maar sodat God ons sien skoon gewas, soos wat Jesus Christus ons skoon gewas het. En dit is die ander verhaal wat uiteindelik hier afspeel, maar dit wys weer eens op die liefde. God is nie net bereid om van sy skepping, van sy diere uiteindelik dood te maak, of vir Adam en Eva klere te gee, maar soveel meer. Hy is bereid om sy seun vir ons te laat sterf aan die kruis, sodat Jesus se bloed ons kan afwas van ons sonde, en sodat ons rein voor God uiteindelik kan staan, en daarom die ewige lewe kan hê. En dit wys weer uiteindelik opnuut op God se liefde. Ek het gesê, dis die 5de punt, dis eintlik ons 4de punt. En dan gaan ons uiteindelik by ons 5de punt, by die laaste ene uitkom. As ons dan verder lees in vers 22, dan sien ons, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons. So hier sien ons die verwysing na die drie eenheid. Hy sê nie soos my of soos ek nie, soos ons, so Vader, Seun en Heilige Gees. So toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. So hierdie wys vir ons op die ewige lewe. Die boom van die lewe is nou in die hemel by God, waar die paradys waarskynlik is. Baie mense soek na die tuin van Eden. Ek reken die tuin van Eden is in die hemel. Maar langs door die kort is so God bewaar die mens ook. So dis ook 'n teken van sy liefde, alhoewel dit nou nie een van ons punte is nie. Ons sou dit 'n punt kon maak. Want wat sou gebeur as die mens nou van die boom van die lewe eet, so hy vir ewig in sy sonde leef? En dit sou verskriklik gewees het. Dan sou ons nie by die ewige lewe kon uitkom nie. So God bewaar ons juist deur die tuin toe te maak en te sê, nee, nou moet jy eers die gevolge van die sonde beleef. Jy moet eendag sterf en dan red ek jou en ek vat jou na die paradys toe, na die ewige lewe toe. En daar is die boom van die lewe. Nadat Jesus jou sondes afgewas het en jou verlos het uit die slawebande van die duiwel en die sonde en die ewige dood, dan bring ek jou weer terug in die paradys en die ewige lewe. En dan kan jy van daai boom eet. En dan kan jy vlekkeloos, sondeloos, rein gemaak deur Jesus, saam met my vir ewig in die ewige lewe leef. So dit is nog 'n teken eintlik van sy liefde, alhoewel dit nie 'n punt is wat ons vanoggend hier as 'n punt noem nie. Maar dan die laaste punt sien ons dan nou hier in vers 23, ons 5de punt. Toe stuur die Here God hom weg, dis nou vir die mens, uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.
So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou vers 23 wil ek na terugkom wat sê, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Dis nog 'n teken van God se liefde. Ons dink nie altyd so nie, maar die feit dat God ons die geleentheid gee om die grond te bewerk, om te werk, is 'n seën, dis 'n teken van God se liefde. Daar's 'n boek wat ek op universiteit gelees het, met die naam van Arbeidsgenot, wat gaan oor 'n ou met die naam van August Venting, en hy is een van die eerste trekkers gewees, toe Suid-Afrika daai tyd, toe die voortrekkers begin trek het, en hy het vir 'n plaas gebou, hy moes die bome afkap, en die bosse ontbos, man alleen, hy en sy vrou, en toe het hy later kinders gekry en so aan, maar dit gaan oor, dit was verskriklike harde werk gewees, hy het sy rug letterlik afgewerk, maar uiteindelik was daar vir hom arbeidsgenot, want hy het geweet daar's 'n doel daar agter, en hy het vir sy kinders in nalatenskap gegee, en net so ook stel die Here ons in staat om te kan werk, ons dink nie altyd werk is lekker nie, maar wat ons moet verstaan is, werk was altyd deel van die plan gewees. Alreeds voor Adam en Eva uit die paradys uitgeskop is, was werk deel van die plan. Dit is wat, as mens Genesis 1 lees, wat bekend staan, Genesis 1 vers 26 tot 28 staan bekend as die arbeidsverbond, of die kultuurverbond, en ek wil nou net vir ons 'n gedeelte daarvan lees. Genesis 1 vers 27 tot 29 sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en hier kom dit nou in vers 28, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, en hier kom dit, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En dan sê vers 29, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Nou dit is deel van die arbeidsverbond of die kultuurverbond, en hier sien ons, God sê, onderwerp dit, hulle moes gepluk het, hulle moes die tuin bewerk het, so werk was nog altyd deel van God se plan, en deel van God se liefde, is dat God nog steeds vir ons as sondige mense, vir Adam en Eva, nadat hy hulle uit die paradys uit geskop het, nog steeds sê, julle kan verder bewerk, ja, nou is die omstandighede, die sonde het gevolg, so nou is daar dorings en dissels by, maar nog steeds moet julle bewerk, julle het nog steeds die voorreg om te kan bewerk, en uiteindelik daai arbeidsgenot, om die vrugte te kan pluk, van dit wat julle uiteindelik bewerk, en dit is die wonderlike, en ek wil afsluit daarmee, ons het ook 'n groter roeping, nadat die Here Jesus Christus gekom het, kom hy ook en hy sê vir ons, gaan wees disippels van al die nasies, en gaan doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8, sal julle krag ontvang, om my getuies te gaan wees, en waarvan moet ons getuig? Die waarheid van die evangelie, dat Christus vir ons gesterf het, en vir ons oorwin het, maar wat is die kern daarvan? Die kern daarvan is, ons moet getuies gaan wees, van God se liefde, en dit is die wonderlike deel van ons werk, is nie dat ons moet werk hier op aarde nie, maar deel van ons werk, is dat ons sy liefde kan ervaar, dat ons sy liefde ook kan uitstraal, en kan uitbeeld aan die rondom ons, en dat ons vir mense ook kan vertel, hoe lief God ons het, en mag het vir ons ook die waarheid wees in hierdie Kerstyd, en mag het vir ons nuwe krag en hoop gee, omdat ons weet, maak nie saak hoe swaar en hoe moeilik die omstandighede is nie, maar God is vir ons lief, ons het hoop in Christus wat vir ons oorwin het, en uiteindelik roep hy ons ook met 'n roeping, om uiteindelik sy liefde aan die wêreld uit te leef, sodat ons daardeur uiteindelik ook ons dankbaarheid vir sy liefde weer aan hom wys. Amen. Kom ons sit weer aan, bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U ons so lief het, U wat liefde is, Here, dat U Seun vir ons gestuur het, om vir ons te kom sterf en vir ons te kom oorwin. Here, die wêreld waar ons onsself in bevind, is nie altyd vir ons 'n lekker plek nie. So dikwels voel alles vir ons leeg en liefdeloos. Maar Here, gee dat ons opnuut weer in hierdie Kerstyd sal onthou,
dat U het elkeen van ons by die naam geroep. U ken elkeen van ons by die naam. U weet hoeveel hare daar op elkeen van ons hoofde is, en dat ons opnuut weer sal onthou, sal besef, en Here, ons vra werk ook daardie geloof, daardie wete deur die Heilige Gees in ons harte, dat ons nooit sal vergeet nie, dat U het elkeen van ons verskriklik lief, so lief dat U bereid was om U seun vir ons te stuur, so lief dat Jesus Christus vir ons mens kom word het, en dat hy uiteindelik ook vir ons aan die kruis gesterf het, sy lewe vir ons gegee het. Maar Here, ons dankie dat hy nie net vir ons gesterf het nie, maar dat hy ook vir ons oorwin het, dat hy ook vir ons opgevaar het na die hemel, en dat hy ons ook so lief het, dat hy ook die Heilige Gees uitgestort het, om in ons harte te kom woon. Die Heilige Gees wat ons ook oortuig, om lewens van dankbaarheid te leef, lewens waar ons ook U wet onderhou, nie dat ons onsself daardeur kan red nie, maar lewens waar ons U wet onderhou en waar ons aan U gehoorsaam is, omdat U ons reeds gered het, omdat U reeds vir ons in ons plek oorwin het. Here, daarvoor wil ons U dank en loof en prys, en ons wil vra, lei ons ook so, dat ons werklik in hierdie Kerstyd U liefde aan die wêreld daar buite sal uitstraal. Here, dit bid ons en vra ons alles, as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.